Baie dankie ook vir hierdie voorreg. Ons gaan die Here binne in die erediens ontmoet en met die oog daarop sing ons vooraf uit skrifberuiming. Ons het nou skrifberuiming 1-1 nou pas gesing. So, ekskuus, dit is dan deel van ons vooraf sang en dan gaan ons met die erediens begin deur die wotum en daarna volg die seëngroet en sonder dat ek dit gaan afkondig weer, sing ons direk na die seëngroet uit Psalm 144, die eerste vers. Ons bly staan vir die geloofsbelijdenis en na die geloofsbelijdenis sing ons Psalm 105, die eerste vers. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons doen belydenis van ons algemene en ontwyfelbare Christelike geloof en elkeen spreek in die hart soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en al die angste van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, ons luister nou na die wet van die Here uit Eksodus 20 en direk na die wet dan antwoord ons deur te sing uit Psalm 32, die eerste vers. Ons weet immers dat die Here deur die wet ons deur die werk van die Heilige Gees wil bring tot die besef van hoe groot ons sondes is. Maar juis daarmee saam om met daardie sonde skuld ons toevlug te vind by ons volkome verlosser Jesus Christus. En daarom kan ons dit ook sing in vers 1, welsalig wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Psalm 32 vers 1 direk na die wet, ons luister na die wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy donkie, of iets wat van jou naaste is nie.
ons bid saam. Getroue God, almagtige en barmhartige Hemelse Vader, aan U alleen kom toe al die eer, al die lof, al die aanbidding, want U is die enigste, die ewige, die ware God. U het alles geskep. U regeer oor alles. U is die bron van alle lewe. Here, ons dank U dat ons U mag ken. Ons dank U dat U Uself aan ons openbaar deur U woord en Gees, maar dat ons selfs U nog ook kan ken in die natuur daar buite, en hoe dat U alles bestuur en regeer en onderhou. Wat 'n wonderlike voorreg, o Here, om U te kan ken. Want om U te ken, waarlik opreg te ken, beteken die ewige lewe. En ons dank U dat ons iets van die lewe mag smaak, juis in die gemeenskap met U. En dat ons ook met medegelowiges saam so gemeenskap kan hê. Ons wil bid dat U ons nou ook mag seën wanneer ons U woord hoor. Ja, U woord is magtig. U woord laat dinge gebeur, en wil U ook so dit in ons harte en lewens gebeur, dat ons U nog beter sal ken. Dat ons U waarlik sal lief hê en sal eer. En dat ons as U kinders in dankbaarheid en in blymoedigheid mag lewe. Ja, daar kom ook baie keer swaar en moeilike dinge op ons pad. Ons dink in besonder ook aan die lidmate in hierdie gemeente wat ook erg siek is. Wil U hulle ook besonderlik naby wees en onderskraag. Here, seën U elkeen. U ken elkeen by die naam. U weet van ver ons gedagtes, U ken ons diepste worstelinge, maar U ken ook ons vreugde en ons blydskap. En ons dank U dat U die een is wat ons mag ken, uit wie se hand dit alles kom, voorspoed en teëspoed. En dat U alles vir ons ten beste bestuur en rig. Wil dit nou stil maak in ons harte. En wil gee dat ons werklik met aandag en ontzag na U woord kan luister. Ons bid dit om U naam ontwil. Amen. Voordat ons kom by die skriflesing en prediking, sing ons nou uit Psalm 16, daarvan die eerste en die tweede vers. Psalm 16, verse 1 en 2.
Die Here spreek tot ons vanoggend uit die boek Rut en ons lees daarvan die eerste hoofstuk. Rut hoofstuk 1 vanaf vers 1. Ek gebruik die 2020 vertaling, so dan is jy bewus daarvan as jy dalk 'n ander vertaling gebruik en dit verskil ietwat. So ek lees uit die 2020 vertaling, Rut 1 vanaf vers 1. In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. 'n man van Bethlehem in Juda het tydelik in die gebied van Moab gaan bly, hy en sy vrou en sy 2 seuns. Die man se naam was Elimelech, sy vrou se naam was Naomi en sy 2 seuns se name was Maglon en Kiljon. Hulle was van die Efrata familie uit Bethlehem in Juda. Hulle het in die gebied van Moab aangekom. Terwyl hulle daar was, is Naomi se man Elimelech dood en is sy en haar 2 seuns agtergelaat. Hulle het Moabitiese vroue geneem. Die een se naam was Orpa en die ander een se naam was Rut. Hulle het so wat 10 jaar daar gebly. Toe is ook die 2 seuns, Maglon en Kiljon, dood. Die vrou het alleen agtergebly, sonder haar 2 kinders en sonder haar man. Sy het toe gereed gemaak om met haar skoondogters terug te keer uit die gebied van Moab, want sy het daar in die gebied van Moab gehoor dat die Here na sy volk omgesien het deur vir hulle brood te gee. Sy is toe weg uit die plek waar sy gewoon het, en haar 2 skoondogters saam met haar. Op pad terug na die land Juda, sê Naomi vir haar 2 skoondogters: "Julle moet liewer teruggaan, elkeen na haar ma se huis. Mag die Here julle goed behandel soos wat julle die oorledenes en my goed behandel het. Mag die Here gee dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man." Toe het sy hulle gesoen, maar hulle het hardop gehuil en vir haar gesê: "Nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk." Maar Naomi sê: "Draai om, my dogters, om watter rede sal julle saam met my gaan? Is daar nog seuns in my liggaam wat vir julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan terug, want ek is te oud om weer te trou, en al sou ek dink, daar is nog hoop vir my, en selfs al sou ek reeds vandag 'n man hê, selfs aan seuns geboorte gee, sal julle vir hulle kan wag totdat hulle groot is? Sal julle om daardie rede julle self daarvan weerhou om te trou? Nee, my dogters, dis vir my baie swaarder as vir julle. Die Here het immer sy hand teen my uitgestrek." Hulle het toe weer hardop gehuil. Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het aan haar vasgeklou. Naomi sê vir haar: "Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Gaan terug agter jou skoonsister aan." Maar Rut het geantwoord: "Moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf as ek nie woord hou nie, net die dood sal ons skei." Toe Naomi sien dat sy vasbeslote is om saam met haar te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. So het die 2 van hulle toe aangestap tot hulle by Bethlehem aangekom het. En toe hulle in Bethlehem aankom, was die hele dorp in rep en roer oor hulle. Die vroue sê vir mekaar: "Is dit werklik Naomi?" Sy het vir hulle gesê: "Moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara,
Want die Almagtige het dit vir my baie bitter gemaak. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom my Naomi noem terwyl die Here my teenstander geword het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi teruggekeer. Haar skoondogter Rut, die Moabiet, het saam met haar teruggekom uit die gebied van Moab. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Tot sover ons skriflesing. Die teksverse is vers 21 en 22. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom hy Naomi noem terwyl die Here my teenstander geword het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? En so het Naomi teruggekeer, haar skoondogter Rut, die Moabiet, het saam met haar teruggekom uit die gebied van Moab. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Geliefde broeders en susters, liewe kinders in ons Here Jesus Christus, vol begin, leeg geëindig. Dis in baie opsigte eintlik bekende woorde. Dikwels hoor mens maar net iemand sê, ek het alles gehad, maar nou het ek niks. Ek dink daar is vandag natuurlik baie van hierdie oorlogsslagoffers wat moet kom en sê, ek het alles gehad, maar na gisteraand se bomme het ek vandag niks. Eers was my huis groot en vol, nou is dit klein en leeg. Maar dit geld nie net stoffelike sake nie. Nee, ook verhoudinge. Hoe vol en ryk kan 'n huweliksverhouding begin? Maar deur probleme en teenslae en aanvalle van Satan, dan eindig dit arm, leeg, alleen in 'n skuilhof. Ons hoor dikwels dat mense in hulle lewenskrisisse dan ook uitroep en sê hulle geloofslewe het vir hulle leeg en betekenisloos geword. So het Naomi dit ook beleef, met 'n vol huis, met haar man en 2 seuns, Maglon en Kiljon, het sy hoopvol, vol moed na die vreemde getrek, en daar in die vreemde sterf haar man, Elimelech, en later haar 2 seuns, sonder om kinders na te laat. Sy bly alleen agter. 2 skoondogters, albei uit die vreemde. Daar's geen nageslag nie. Vol en ryk, weggetrek na die vreemde, maar leeg teruggekeer. Van alles gestroop, sy's in rou, sy's verarm, 'n weduwee sonder 'n nageslag. Die afgematheid en die lewensworsteling was sonder twyfel op haar gesig merkbaar. Selfs die vroue wat haar toe eers vir die eerste keer gesien het met haar terugkoms, roep verbaas uit, is dit werklik Naomi? Nou Naomi, die woord Naomi beteken lieflikheid. Ja, sy was sekerlik ook 'n lieflike vrou. Maar nou dat sy terug is dit Naomi? En dan antwoord sy, moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara. Want die Almagtige het dit vir my baie bitter gemaak.
Ja, Mara, die naam Mara beteken bitter. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom hy Naomi noem, terwyl die Here my teenstander geword het en die Almagtige my kwaad aangedoen het. Ja, vir Naomi moes dit sekerlik voel asof sy nou hier op 'n doodloopstraat beland het. En deur hierdie optrede van Naomi, geliefdes, wys die Here vir ons vanoggend hoe uiters versigtig ons moet wees wanneer ons dalk ook in soortgelyke situasies vasgevang word. Jy kan dan ook ewe maklik, net soos Naomi, verby die dinge kyk wat in groot genade nog aan jou gegee is. Jy besef dan nie dat die Here in sy liefde en in sy trou nog altyd teenwoordig is. Ja, Naomi het verby die rykdom gekyk wat God in die troue en in die gelowige rit vir haar gegee het. Verder was hulle daar in die vreemde, was hulle weg van die tempel, hulle was weg van die verbondsvolk. Nou is hulle weer terug. Hulle is naby die tempel. Hulle is tussen die verbondsvolk. Maar sy wil Mara wees. In die Nuwe Testamentiese taal was hulle weg van die kerk. Hulle was weg van die gemeenskap van God en weg van die gemeenskap van gelowiges. Ja, hulle het gedink hulle sal daar ver weg 'n vol lewe hê. Maar die uiteinde is, sy het in leegheid agtergebly. Nou is sy terug in Bethlehem. Sy's tussen die verbondsvolk, sy's deel van die kerk, maar sy besef nie haar rykdom nie. En so bring die woord van God ons met hierdie geskiedenis by ons eie alledaagse lewe uit. Die lewe met sy stryd en met sy worsteling, die worsteling van die ouderdom, die kragte wat minder word, die gesondheid wat kwyn, 'n vol lewe wat stadig maar besig is om leeg te loop. Kinders gaan uit die huis, 'n huweliksmaat sterf, my broers en susters sterf. Baie keer sien ons ook hoe 'n verswakte bejaarde eensaam en alleen in 'n klein kamertjie agterbly. Hierdie situasie tref selfs ook jong mense. Jy verloor skielik jou werk, jou spaargeld loop uit, jou omstandighede verander, en baie keer sien ons dat mense maar dan ook sommer die kerk los en die kerk vergeet, en dan loop alles totaal leeg. Jy's mismoedig. Alles druk jou die afgrond in. Maar geliefdes, ons moet mooi hieroor dink. Is dit nie baie keer hoe dat die Here met sy kind wil werk nie? Is dit nie hoe die Here met Naomi 'n pad wil loop en baie keer selfs met jou en my so 'n pad wil loop nie? Dat ons weer moet kom by die nulpunt in ons lewe. By die punt dat jy moet besef, ek self kan nie. Ek self kan nie vir my 'n vol lewe maak nie. Ek mag dalk mooi en wonderlike gawes hê,
Maar steeds is ek geneig om met daardie gawes meer moeilikheid te veroorsaak as om goeie te veroorsaak. Met my sondes maak ek elke dag my skuld net meer. Ja, die kwade wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En daarom wil die Here hê dat jy en ek ook maar by daai nulpunt moet kom, sodat ons kan uitroep, Here, wees my arme sondaar genadig. Ja, geliefdes, ons moet God se bemoeienis met ons nie miskyk nie. Dis juist daar waar dit so leeg en donker lyk, waar God sy lig en sy krag en sy oorwinning aan ons skenk. Paulus bevestig dit aan die Korintiërs in 2 Korintiërs 12 vers 10 lees ons, terwille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings, benoudhede, want wanneer ek swak is, juist dan is ek sterk. Paulus sê dan ook, my genade, dit is wat die Here vir hom antwoord, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Geliefdes, en hier kom ons by die belangrikste boodskap van hierdie prediking. God skep volheid in menslike leegheid. God doen dit alleen. Hy doen dit as die almagtige en die oral teenwoordige God. Hy het dit gedoen in die heel begin. Lees Genesis 1. Alles was woes en leeg. En God het gespreek. En dit het vol geword. Dit het betekenis gekry. Ja, so het God ook nou in die lewe van Naomi, in sy genade, volheid gebring. Want Naomi is weg in hongersnood, vers 1. Maar aan die einde van die hoofstuk, sy's terug in die garsoes. Daar's weer oes op die land, maar sy's terug in Bethlehem. Bethlehem beteken letterlik die huis van brood. Sy's terug by die huis van brood, tussen haar kerkmense, tussen haar gelowiges. Daar's weer gemeenskap met God en met mekaar. Daar het hulle veilige hawe gevind en later die vreugde van 'n kind wat gebore is. Ja, daar was ook weer 'n nageslag vir Rut, want uit Rut en Boas is Obed gebore. En Obed was die oupa van koning Dawid. En eeue later is daar uit Dawid se nageslag gebore in Bethlehem die seun van God, van wie gesê word, vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee en hy sal heers. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hy het gekom om die koninkryk van God te kom vestig. Hy vergader, hy beskerm, hy onderhou sy kerk. Hy versorg tot vandag toe mense, sodat hulle geestelik en fisies nie sal honger kry nie. Ja, die kerk is immers die moeder
van die gelowiges. Jesus Christus, die brood wat ewig lewe gee. Hy het die allerverskriklikste en die onbillikste onreg gelei. Hy, Jesus Christus, is hier op aarde leeg gestroop. Hy is aan 'n kruis vasgespijker en in sy leegheid en in sy alleenheid aan daardie kruis roep hy nog uit: my God, waarom het U my verlaat? Hy het gesterf, hy is begrawe, maar na 3 dae het hy ook die graf leeg agtergelos. En elkeen wat in hom glo sal lewe. Ja, bo alle verwagtinge sal jy leef met 'n ewige volheid en vreugde wat hy aan jou verseker. Jesus Christus, geliefdes, het nie net vir ons sondes betaal nie. Hy het ook nie maar net die verskriklike gevolge van sonde, naamlik die leegheid en die eensaamheid, die verbittering en die stryd kom verander na volheid en liefdevolle gemeenskap nie. Ja, daarvoor het Jesus na sy dood en opstanding, het hy opgevaar na die hemel. En wat doen hy op hierdie oomblik? Daar in die hemel is hy besig om saam met die hemelse Vader hemelse skatte en gawes na ons toe te bring. Op hierdie oomblik is hy besig om jou en my lewe met hemelse skatte vol te maak. Hemelse skatte waarvan die belangrikste is die liefde. Ja, die Heilige Gees is uitgestort om by jou te wees, om jou te bemoedig wanneer jy swaar kry, om jou te vertroos as jy hartseer is. Hy lei en onderskraag jou in jou twyfel en in jou onsekerheid. Dit is alles God se genade. Hy skep volheid in menslike leegheid. Dit was so met die skepping. Dit was so met Naomi en Rut. Dis vandag nog so. God se liefde in Jesus Christus maak dat hy jou en my nie sal vergeet nie en nie sal los nie. Maar hierdie genade ten slotte plaas ook groot verantwoordelikheid. En dit is, as jy nou hier uitgaan, en jy gaan môre 'n nuwe week binne, 'n nuwe werksweek, want die week begin al reeds vandag, dan moet jy leef uit jou God gegewe volheid. Moenie leef soos iemand wat leeg is nie. Wandel elke dag met die Heilige Gees. Wees vervul met die Heilige Gees. Blus die Gees nie uit nie en laat jou lewe elke dag vol word met die vrug van die Gees, waarvan die liefde die belangrikste is. Ja, God het ons eerste lief gehad. Sy liefde maak ons lewe vol. En deur jou liefde kan baie ander mense se liefde, met jou liefde kan baie ander mense se lewens daar buite, wat maar baie leeg lyk, ook voller word. Ja, so kan ons God eer, uit wie, deur wie,
en tot wie alle dinge is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U ons ook weer tot die besef bring van hoe dat die sonde ons leeg maak en dat ons onsself nie kan vul met ware blydskap en vreugde nie. Maar Here, ons dank U dat U met daardie besef ons ook bring by die bron van lewe, waar daar volle lewe is. Wil U gee dat ons ook in hierdie week opnuut vol mag lewe, en dat ons ook so mag getuig van U genade aan so baie mense wie se lewens leegloop. Vader, ons bid, laat U naam wat groot is, ook deur hierdie gemeente geëer en geheilig mag word. En wil U ook vir die dominee ook seën, ook met sy aanstaande geliefde, wil U hulle paaie ook rig en lei, en mag hulle ook met seën en vrug ook hier verder diensbaar wees. Seën elke ouderling en diaken, seën elke gelowige. Help ons om klein te bly, sodat U groot mag wees. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil. Amen. Daar is nou eers geleentheid vir die kollektes. Geliefdes, ons het gehoor van God se genade en die volheid wat hy ons skenk. En juist daarom kan ons nou ook sing, Psalm 16 verse 3 en 5, vers 16 vers 3, my erfdeel is op aarde skoon vir my, die meetsnoer val in plekke lief en lustig, ek loof die Here wat deur sy raad my lei, selfs in die nag, as alles sluimer rustig, dan wek opnuut my niere die verlange om God te dank, in stille lofgesange. Ons sing die 3de en ook die 5de vers van Psalm 16. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.